Ons gaan kyk na die reaksie op die omgewing, spesifiek by die mens. Die definisie wat julle moet leer volgens die eksamenriglyne sê dat die senuweestelsel, waar senuwees betrokke is, en die endokriene stelsel, waar hormone betrokke is, help ons om op die omgewing te reageer. So wanneer die omgewing verander, of intern of ekstern, dan moet ons liggaam die verandering waarneem en op dit reageer om 'n konstante balans in ons liggaam te hou. Nou, die senuweestelsel gaan ons nou na spesifiek kyk, en die endokriene stelsel gaan ons op 'n later stadium meer in diepte na kyk. Hier kan julle die verskil sien tussen die endokriene stelsel en die senuweestelsel. Die endokriene stelsel bestaan uit 'n klomp kliere wat verskillende hormone gaan vrystel, wat dan op die stimulus of die omgewing wat verander gaan reageer. Dis chemiese boodskapies. Die senuweestelsel gaan weer op elektriese impulse werk. Die twee koördinasiesisteme, die senuweestelsel en die endokriene stelsel, werk saam om op interne en eksterne veranderinge te reageer. Hierdie veranderinge noem ons die stimuli. Die senuweestelsel is 'n vinnige reaksie en dit werk deur middel van senuwees. Die endokriene stelsel is 'n stadige reaksie wat chemiese boodskappers gebruik, naamlik hormone. So wat is die noodsaaklikheid van die senuweestelsel? Eerstens, reaksie op die omgewing. Eerstens bestaan die senuweestelsel uit 'n sentrale senuweestelsel. En hy bestaan uit slegs die brein en die rugmurg. Kom ons gebruik 'n ander voorbeeld. Ons het 'n kers en die kers dien as die stimulus. Sonder dat jy dink, het jy toe jou hand oor die kers gehou. Die hand voel die verandering, hy voel die stimulus aan. En die hand dien as die reseptor. Die reseptor sal die stimulus omskakel in 'n impuls. Die impuls sal vervoer word deur die sensoriese neurone na die sentrale senuweestelsel, of net na die rugmurg, of na die brein, of eers na die rugmurg en dan na die brein. Daar's 'n paar goedjies wat binne in die sentrale senuweestelsel ook nou gaan plaasvind, maar vir nou gaan ons net eers fokus by die basics. Hoe ek die sensoriese neurone onthou dat dit gaan na die sentrale senuweestelsel nadat die reseptore die verandering waargeneem het, is die sensoriese neurone het die verandering gesens. Die motoriese neurone sal nou die impuls van die sentrale senuweestelsel neem na die spiere of die kliere. Die stimuli kan uitwendig wees, soos lig, klank, gevoel, smaak of reuk. Dit kan ook inwendig wees, soos jou liggaamstemperatuur wat verander het, jou pH wat te hoog of te laag is, jy het in jou liggaam te veel of te min water, te veel of te min sout, en hoe jou liggaam daai balans weer moet kry. So die stimulus moet omgeskakel word in 'n prikkel. Nou die stimulus is enige inwendige of uitwendige omgewingsverandering waarop 'n organisme moet reageer. En daarso is die voorbeelde van die stimulus is lig, klank, tas, druk, pH, smaak, temperatuur en chemiese stowwe. Jou reseptore is dit wat die verandering gaan waarneem, soos jou oog, jou oor, jou neus, vel, tong, en dan ook die hypothalamus skakel dus hierdie stimulus om in die impuls. So die stimulus wat omgesit is in die impuls, wat gaan met die impuls gebeur? Eerstens, die impuls word met die sensoriese neurone na die sentrale senuweestelsel toegeneem. Beide die sensoriese neurone wat die impuls gaan vat na die sentrale senuweestelsel en die motoriese neurone wat die impuls gaan vat weg van die sentrale senuweestelsel, vorm deel van die perifere senuweestelsel. Die verskillende aktiwiteite moet gekoördineer word. Die impulse met motoriese neurone gaan na die spiere en die kliere soos wat ons gesê het, en hierdie spiere en kliere is die effektore. Hulle kan die effek hê om die verandering teen te werk, soos byvoorbeeld om jou hand weg te neem. Hier kan jy net in geheel sien hoe die hele proses bymekaar kom.